Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dit is lekker, is 'n voorreg dat jy saam is. Ek's opgewonde oor die week. Ons kom al hoe nader aan Paasnaweek, natuurlik altyd 'n besondere tyd. Ek dink in ons almal se harte, wanneer ons fokus op Jesus se offer, se sacrifice van liefde vir jou en my. Maar okay, ons is besig om ons altare te bou, om skrif te gebruik, om die vuur in ons binneste brandend te hou. Ons is in die boek Jakobus. So ek begin dadelik Jakobus 4 vers 1. 4 vers 2 vanoggend. Hy sê: "Julle wil dinge hê wat julle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Julle is jaloers oor wat ander het, en as julle dit nie in die hande kry nie, veg en beklei julle om dit by hulle te vat. En eintlik is die rede hoekom julle nie het wat julle wil hê nie, die feit dat julle God nie daarvoor vra nie." Ek dink hierdie is, ek hou van Jakobus, kan ek sê 4:1, 2, 3, hy praat van ons beklei met onsself, ons beklei met ander mense en ons beklei met God. Jy kan mooi daai skrifte gaan evalueer en kyk. En wat hy sê is, ons beklei met ander mense, omdat ons binne in onsself goed wil hê, wat ons nie kan kry nie, en dan is hierdie oorlog eers binne in jouself, en dan is hierdie oorlog buite jouself met ander mense, en hy sê die eintlike probleem is, omdat jy nie die oorlog na God toe vat en sê, sorteer my hart uit, die Here. Kan ek vir jou sê, hier is seker die nommer 1 rede waarom vuur vir God, vuur vir passie, energie, lewe, vuur op jou altaar geblus word. Wat is dit? Verkeerde begeertes, selfsug, hebsug, ek wil hê maar net vir myself, ek het nie 'n visie nie, ek het nie 'n droom nie, ek weet nie wat God se doel vir my lewe nie, ek weet nie waantoe ek op pad is nie, of ek het al daai goed, maar is alles net gefokus op die eie ek en myself, en dan begin ek frustreerd raak, moeg raak, kwaad raak, want ek kry dit nie. En dit blus vuur, mense. Dit haal die passie uit jou lewe uit, dit haal die energie uit jou lewe uit. Dit haal die liefde uit jou lewe uit. En hy sê die oplossing is bid. Praat met God. So, kan ek jou vra, vat jou lewe, ons werke aan in ons preek en ons sondagdienste, jou doel, jou visie, jou roeping, jou drome, vat jou lewe na God toe en sit dit neer op die altaar. En sê, Here, ek leef vir U. U is my gebedslewe, U is my alles, en sorteer my hart uit, sodat ek nie hierdie dryfveer, hierdie petrol in my lewe sal hê, wat my eintlik verwoes, en verhoudings verwoes, en mense om my verwoes nie. So vanoggend, kom ons bid saam, en sê, Here, evalueer my hart. Waarom jaag ek? Waarna jaag ek? Is dit U wil, die dinge waarmee ek besig is? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U boek, U Bybel, U woord, U beginsel so prakties is. Here, dis waarom ons moeg word, dis waarom ons kwaad word, dis waarom ons beklei, want ons jaag na dinge wat nie reg is nie. Here, help ons om ons hart uit te sorteer, ons fokus uit te sorteer, ons drome, ons doele, ons purpose, ons roeping, help ons om dit uit te sorteer, sodat ons energie in die regte rigting kan gaan. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.